Goeiedag graad 12 en welkom by vandag se wiskundige geletterdheidsles. My naam is Desiree Esch en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. So, vandag hoop ek jy is reg vir kosprys en verkoopprys, al het ons dit alreeds gedoen. Ek wil hê ons moet hierdie 100% ken. So graad 12, het jy jou sakrekenaar by jou, het jy jou penne, het jy jou potlode, is jy reg om notas te maak? Reg so, kom ons gaan aan met vandag se les. So ons lesdoelwitte, jy weet, aan die begin van die les gaan ons altyd hier ons doelwitte, wat wil ons weet aan die einde van hierdie les? Aan die einde van hierdie les wil ons weet, ons moet kan bepaal die koste van die vervaardiging van items of die koste van die lewering van 'n diens met begrip vir die verskil tussen die twee kostes, veranderlike koste en 'n vaste koste, nee. Bepaal 'n toepaslike verkoopprys vir die item en of diens gebaseer op verwagte persentasie wins. So vandag gaan ons nou 'n bietjie kyk na wins. Ons het nou al gedoen die vaste inkomste, vaste uitgawes, veranderlike inkomste, veranderlike uitgawes. Ons het nou al oor daai alles gepraat en ons het gepraat oor 'n begroting. Nou wil ons praat oor persentasie wins, nee. So vergelyking tussen inkomste en uitgawes, wins en tekortwaardes as ons 'n surplus het of as ons 'n tekort het. Goed, kom ons gaan aan. So wat is die voorkennis wat ons moet hê? Graad 12, jy het dit al reeds, ons moet kan afrond, ons moet 'n sakrekenaar kan gebruik. Met afronding moet ons weet, geld is altyd na 2 desimale plekke, of in die gepaste konteks. As hulle vir jou sê rond af tot die naaste rand, dan rond jy af tot die naaste rand. Maar geld is gewoonlik 2 desimale plekke. Dan gaan ons aan na ons sakrekenaar gebruik toe. Graad 12, ons het nou al BTW gedoen. Jy ken die magic formule, jy ken hom, gebruik hom, nee. So kom ons gaan kyk na ons basislyn assessering. Is jy reg? Gaan jy hom gou vir my doen? Is jy reg met jou pen en papier? Dis hy, ek sien jou juffrou wys vir jou. Reg. Kom ons doen vraag 1. Vraag 1 sê, as die kosprys vir die maak van 24 oliebolle of donuts, ek hou daarvan om sommer net donuts te sê, want ons almal ken 'n donut, oliebolle of donuts, R60 is. So die maak van 24 is R60. Bereken die kosprys om 1 donut te maak. Doen hom gou vir my 2 minute. Daar doen jy hom. Pragtig. Hier is my antwoord graad 12. Ek het 60 gedeel deur my 24 gee vir my R2.50. Jy kry 'n punt vir daai, jy kry 'n punt vir dit en ek is baie gelukkig as jy gekry het. Die kosprys is R2.50 want omdat ek R60 gebruik om dit te maak, nee. Vir 24, vir 1 is dit R2.50. Perfek. Ons gaan na ons volgende vraagie toe. Is jy reg? As jy die kosprys vir 24 oliebolle met 10% verhoog as gevolg van arbeid, wat sal die kosprys vir 24 donuts wees? So graad 12 as ek die prys verhoog, onthou julle, ons het op verhoging en verlaging gedoen, so, ek wil die R60 verhoog, daar's 2 maniere wat jy hom kan doen, ek gaan vir jou al 2 maniere gee as 'n antwoord, doen hom gou vir my 2 minute. Perfek, so party van julle het gesê, dis R60 maal met my 10% plus die R60, want ek wil 10% van 60 kry, plus my R60, toe kry jy R66, dis 100% reg. Of, van julle het dit gedoen, jy het gesê, R60 maal met 110%, so jy het gesê 60 maal met 1,10 en dan het jy ook R66 gekry. Het jy hom so gedoen? Watter een van die twee het jy gedoen? Pragtig, graad 12, dis hy. Die volgende vraag sê, bereken die kosprys vir 1 oliebol. Ek soek die kosprys vir 1 oliebol. Jy het vir my gesê R66 as hy nou verhoog het, nee. So dit was R66 met die verhoging. Wat is die kosprys nou vir 1 oliebol? 66 gedeel deur 24, dit gee vir my R2.75. Perfek. So kom ons kyk na ons terminologie. So ons het kosprys, dis die prys waarvoor 'n produk gemaak word, nee. So as ek die produk maak, is dit die kosprys, dit waarvoor ek 'n produk of diens gemaak word of verkry word, nee.
Verkoopprys, die verkoopprys, die prys waarvoor 'n produk of diens verkoop word. Dit is waarvoor dit verkoop word. Die wins is die verskil tussen die kosprys en die verkoopprys. Dis hy. Die verskil tussen die verkoopprys en die kosprys. Ek het 'n wins of ek het 'n verlies, nee. Gelyke breekpunt. Ons het hom al baie gehoor, Grotels, gelyke breekpunt. Die totale inkomste en die totale koste is presies dieselfde. Uitgawes en inkomste is presies dieselfde. Dit sny op presies dieselfde punt. Jy het geen wins en jy het geen verlies nie. Die inkomste en uitgawes is presies dieselfde. Jy het dit. Pragtig. Kom ons kyk na wat ons gaan doen. Ons gaan nou nog kyk na die kosprys en verkoopprys. Ons het al belasting gedoen, ons het tariewe gedoen, ons het inkomste en uitgawes state gedoen met die begroting. Nou is ons by die kosprys en verkoopprys. Kosprys en verkoopprys, gaan net so vinnige oorsig, Grotwolf. Kosprys en verkoopprys sowel as breekpuntanalise is al reeds in Grotwolf gedoen. Jy ken al 'n gelyke breekpunt. In getal word hierdie afdeling gekonsolideer. So ek gee vir jou inkomste, uitgawes en 'n begroting en ek gee vir jou die breekpuntanalise. Die hooffokus van hierdie les is die verduideliking van die kosprys, verkoopprys, wins sowel as die relevante persentasieberekeninge. Die gelyke breekpuntanalise, die inkomste en koste grafiek sowel as beskrywings, tabelle en formules, met ander woorde inligting oor koste en verkoopprys wat in grafiek voorgestel kan word, sal behandel word. Goed. So wat is vergelykings en hoe word hulle gebruik? 'n Besigheid kan formules of vergelykings, tabelle en grafieke gebruik om wins of verlies te bepaal. 'n Vergelyking is 'n wiskundige uitdrukking, is 'n formule, Grotwolf, wat die verhouding tussen twee items aandui. Dit bevat letters en 'n is gelyk aan teken. So daar is ietsie geskryf, is gelyk aan en dan het ons plus dit mal dit, nee. Jy ken 'n formule, ek hoef nie eers te veel te verduidelik daaroor nie. Veranderlik is dit wat kan verander in die formule, nee. 'n Veranderlik is 'n simbool of 'n letter wat gebruik word om 'n verhouding wat deur 'n vergelyking voorgestel word te beskryf. Veranderlik is dit nie 'n vaste waarde nie. So Grotwolf, partykeer skryf ons 'n formule en ons gebruik 'n A wat dan die aantal boeke is, byvoorbeeld. Dan as jy 'n A gebruik om aantal boeke voor te stel, dan skryf jy vir my A is gelyk aan aantal boeke. Kan, is ons met mekaar? Ek gaan 'n voorbeeld doen en dan gaan jy mooi verstaan. Goed, volgende een. Die is gelyk aan wys hoe die veranderlike of getalle met mekaar verband hou. Kom ons kyk. Veranderlikes kan afhanklik en onafhanklik wees. Ons het nou al hieroor gepraat, Grotwolf. Kyk, die waarde van die afhanklike veranderlike is afhanklik van die waarde van die veranderlikes. So ons het ons y-as en ons x-as en ek wil altyd onthou, jy moet onthou. Jy is y. Jy is y. En x is ouers. So, onafhanklik is ouers. Afhanklik is jy, y. Nee, jy is afhanklik van die onafhanklik is wie jou ouers is. Is ons met mekaar, het jy hom? Ek is seker jy het hom. Die waarde van die afhanklike veranderlike is afhanklik van die waardes wat van die ander veranderlikes. Die ander veranderlikes is jou onafhanklike veranderlikes. Hier is hy. Die onafhanklike veranderlikes is veranderlikes waarvan die waarde nie afhanklik is van die waarde van enige ander veranderlike nie. Daar was nou baie veranderlike gesê, maar jy het dit nie, Grotwolf. Onafhanklike veranderlike is altyd op die x-as en afhanklik is y, dis jy, nee. Goed, so ons kyk gou-gou. Wenke wanneer jy met kosprys en verkoopprys werk. Kosprys, die kosprys van 'n produk is die totale koste verbonde aan die vervaardiging of die aankoop van 'n produk deur 'n besigheid. So, hulle moet nou nog 'n wins maak, nee. Faktore wat die kosprys bepaal. Die faktore wat 'n kosprys bepaal is die aantal wat aangekoop word, die vervaardiging of produksiekoste en die bedryfskoste. So Grotwolf, hierso het ek vir jou mooi verduidelik, die aantal wat aangekoop word, die koste van die aankope van grondstowwe of produkte in groot maat. Hoe meer jy koop, partykeer hoe laer is die prys, nee. Vervaardiging of produksiekoste, die koste verbonde aan die maak van 'n produk, nee. So verpakking, hoe jy dit gaan verpak, hoe gaan dit lyk as dit klaar is voordat jy dit verkoop, nee.
Bedryfskoste, die koste van die daaglikse bedryf. Jy met 'n plekkie hier, daai is bedryfskoste, nee. Besigheid soos hier, salarisse, bemarking, administrasie. Goed, al hierdie koste saam vorm die kosprys. En by daai prys voeg ons dan nou 'n persentasie by om 'n wins te maak en dit is dan ons verkoopprys. Goed, hierso het ek hom vir jou mooi opgesom. Die winsgrens en persentasiewins. Goed, ons het twee verskillende persentasies wat ons moet ken vir kosprys en verkoopprys. En ek wil hê jy moet dit nou baie mooi onthou. So jy gaan dit vir my op papier skryf, né? Ek wil hê jy moet onthou daar is 'n winsgrens en daar is 'n persentasiewins. Die winsgrens is jou wins oor jou kosprys. Jou persentasiewins is jou. Ek het altyd gesê as jy die woord nou kan onthou julle daai woord nou is die nuwe minus ou gedeel deur die ou. Presies dieselfde. Verkoopprys is die nuwe prys. Minus jou kosprys is die ou prys. Gedeel deur die kosprys is jou ou prys. Persentasiewins, verkoopprys minus kosprys gedeel deur kosprys mal 100. As jy nou kan onthou en jy wil onthou nuwe minus ou gedeel deur ou met persentasiewins, is jy okay. Jy het dit, né? Winsgrens. Ons winsgrens, wins gedeel deur die kosprys mal 100. Is ons met mekaar. Goed. So, ek kyk gaga net hierso, het ek sommer in my kop 'n voorbeeldjie gedoen. Ek het gesê die wins is R13 en die kosprys was R12. So, die winsgrens is 13 gedeel deur 12 mal 100. Tik dit vir my in. 13 gedeel deur 12. Wow, gedeel deur 12 is dit mal 100. Dit gee vir my 108%. Dis die winsgrens. Is ons met mekaar? Goed, dan is dit 108%. Maar die persentasiewins wat ek gemaak het, is 108% ook. Want as ek gesê het, my verkoopprys minus my kosprys, gedeel deur my kosprys, die ene gee vir my ook 108%. So, my persentasiewins was dit, my winsgrens was 108. Goed, so ons hierso het ek net vir jou 'n voorbeeldjie weer gesit. Kom ons kyk gaga, as die kosprys R12 is, en die wins is 13 minus 12, dan is die wins R12, né? So ek het eintlik 'n kosprys van R12, en ek het 'n wins van R12. En my wins is R12. My kosprys, wil net skryf kosprys, en my wins is R12. So, as ek die persentasie winsgrens wil uitwerk, gaan ek sê, my wins wat R12 is, gedeel deur my kosprys wat R12 is, mal 100, geef my 100% winsgrens. Goed, kom ons kyk hierdie kant. As die kosprys R12 is, en die verkoopprys, hierso het ek my verkoopprys, is dan nou R25. Ek het nou hier gesit eintlik R24, so die verkoopprys is R24. Wat is my persentasiewins? So jy gaan sê 24 minus my kosprys, gedeel deur my kosprys, mal 100, so dit geef my 108%. Goed, as jy met my, winsgrens, persentasiewins. Winsgrens, wins gedeel deur kosprys mal 100, persentasiewins is, my persentasiewins is verkoopprys minus die kosprys gedeel deur die kosprys mal 100. Is jy met my? Perfek. Kom ons gaan kyk gou na ons voorbeeld. Die verkoopprys van 'n stoof is R2999. Die wins is R1200. Bereken die kosprys. Sê vir my, wat is die kosprys? Gaga, 2 minute. Daar gaan jy. Perfek. Grootwels baie mooi. Jy het gesê kosprys is jou verkoopprys minus jou wins R2999 minus R1200. Jy kry 'n punt vir dit en dit gee vir jou R1799. Baie mooi. 2 punte in jou sak. Bereken die persentasiewins. Dis wat ek wil hoor. Persentasiewins. Bereken gou vir my die persentasiewins. Pragtig. Jy het gesê 1200 gedeel deur 1799 mal 100. Of jy het dit gesê. Jy het gesê jou verkoopprys minus jou kosprys gedeel deur jou kosprys mal 100 en jy het gekry 66,7%. Baie mooi Grotos, baie mooi.
Kom ons kyk na ons ander voorbeeldjie. Wanneer 'n boek verkoop word, maak 'n boekwinkel 'n wins van 30%. As die verkoopprys van die boek R250 is, bereken die kosprys van die boek. So ek het hierso nou die wins en ek het die verkoopprys. Wat gaan ek doen, grootwolfs? Ek gaan sê, my kosprys plus my wins is dan mos gelyk aan my verkoopprys, né? So, verkoopprys is gelyk aan kosprys plus my wins. My kosprys is 100% van die getal, plus die 30% wat ek het as 'n wins, so dit gee vir my 130%. Julle is almal met my, ek herhaal gaga. My kosprys plus my wins gee vir my verkoopprys, né? So my kosprys is 100% van die getal, plus my 30%, wat dan vir my 130% gee. So, my verkoopprys is gelyk aan die 130. So dis is ek 250 is gelyk aan 130%. Is ons met mekaar? So my kosprys is dan 130 gedeel deur 100 maal met my R250. Ons tik dit in, 1.3 maal met R250. Dit gee vir my 130 gedeel deur my 250 en ons kry R192.31. Getros is ons met mekaar? Ek hoop ons is met mekaar. Pragtig. So, kom ons kyk gou aktiwiteit 1. Ons het Malibu koop sleutelringe vir R5 elk en verkoop dit teen R9 elk. Hy koop ook bekers vir R9 elk en verkoop elke beker vir R15. Bepaal watter item die hoogste persentasie wins het. So, hierso het ek R5 en R9, hier het ek R9 en R15. Gaan bereken vir my die sleutelringe en gaan bereken vir my die bekers. Ek soek die persentasie wins. So, die sleutelringe, die hoogste persentasie wins. Goed, so ek soek die sleutelringe, my sleutelringe het die wins gedeel deur die kosprys, ek het 80%, my wins vir die koffiebekers is wins gedeel deur die kosprys, dit gee vir my 66,67, so die sleutelring het die hoogste persentasie wins. Die winsgrens is die hoogste by my sleutelringe. Daar is my hoogste winsgrens. Perfek, graadwolfs, is ons met mekaar? Beautiful, julle is die beste. Ons kyk gou na ons volgende 1.2. Malibu se inkomste vir die items wat verkoop is, word in die volgende tabel gegee. Jeff het gesê dat Malibu meer sleutelringe as koffiebekers moet verkoop het. Verifieer en wys al die berekeninge of voorstelling geldig is of nie. So hier is die items wat per dag verkoop word. Hier het ons sleutelringe, ons koffiebekers, dis dag 1, dis dag 2, dis dag 3, dis dag 4, dis dag 5. So kom ons gaan kyk gaga. Hulle sê, Jeff het gesê sy moet meer sleutelringe as koffiebekers verkoop. Verifieer en wys al die berekeninge of voorstelling geldig is. Jeff se stelling is ongeldig. Hoekom sê ons dis ongeldig, Rotwolfs? Want ons het sleutelringe verkoop. Daar is 'n sleutelringe verkoop is 150 plus 200 plus 180 plus 240 plus 220. Dan kry ons hierso is 990 sleutelringe. Die koffiebekers is 300, 270, 180, 225, 285 en dit gee vir ons 1260. So, Jeff se stelling is ongeldig. Hy het gesê sy verkoop meer sleutelringe as koffiebekers. Dit is nie geldig nie, daar het ons dit bewys, dit is nie geldig nie. Is ons met mekaar, grootwolfs? Beautiful. Ons volgende aktiwiteit, hulle sê, verifieer en wys al die berekeninge, watter item die grootste winsgrens het, gebruik die volgende formule. So ek het wins gedeel deur my inkomste maal met 100%, nee. So my wins, my persentasie wins is die wins gedeel deur my kosprys,
So dit is actually mos nou, ons het gesê dit is ons kosprys minus ons verkoopprys minus ons kosprys gedeel deur ons kosprys. Dis daai enetjie, hierdie een is ons winsgrens, wat dan is ons totale wins gedeel deur ons totale inkomste. Goed, is ons met mekaar. Hierdie moet jy vir my asseblief onthou, moenie die mekaar raak met hulle nie. En onthou, hierdie wins is mos eintlik ons verkoopprys minus ons kosprys. Ek wil net hê jy moet dit vir my onthou. Ek hoop jy is met my. As jy met my, die wins is mos jou verkoopprys, jou inkomste minus jou uitgawe, jou kosprys. Is ons met mekaar. Beautiful. Okay. So kom ons gaan kyk, ek gaan weer, ek lees ons vraagie weer. Verifieer en wys al die berekening watter item die grootste winsgrens het. Gebruik die volgende formule. Winsgrens is gelyk aan my wins gedeel deur my inkomste. En hier is my oplossing. Is julle met my? So my sleutelringe se totaal was, ek verkoop hulle teen R4,999 van hulle en ek kry R3,960. Toe sê ek my totale inkomste is, ek verkoop hulle. Daai was my kosprys en ek verkoop hulle vir 990. Die verkoopprys was dit. Goed, ek wil dit net laat jy dit seker het. So ek het dit verkoop vir R9, dit was my verkoopprys. En dan my kosprys was R5. Ek wil net hê jy moet dit gaan onthou. Kosprys, nee, was R5. So dis waar hulle die wins van R4 gekry het. So ek het R4 mal 999. So hierdie is my totale wins. My totale inkomste was gewees R9 vir dit, ek verkoop dit vir R9, maal met 999, dit is my totale inkomste van die verkoop van dit. So my winsgrens is my totale wins, wat ons hier gaan uitwerk het, gedeel deur my totale inkomste maal 100. Hier is my antwoord getwaals, R3,960, wat my wins was, gedeel deur R8,910, wat my totale inkomste is, maal met 100, en dit geef my 44,4%. Hulle het nie gesê rondom nou die naaste persentasie nie, dit is wat ek het, tik hem gou saam met my in, ek weet jy het dit getik, tik hom saam met my in, 8910, so ons het gekry 0,44444 maal met 100, jy het gekry 44,44444%, maar jy kan om 2 desimale plekke afgerond het as jy nie seker was nie, 1 desimale plek, gaan ek vir jou punte gee, hulle het nie gesê tot 'n heel getal nie. Is ons met mekaar tot die naaste 1 of naaste heel getal? Is ons met mekaar? Beautiful. Graad 12, jy is die beste, soos wat ek altyd sê, nee. Kom ons kyk na ons volgende een. Die koffiebekers, so ons het nou gedoen, die sleetlauwers, kom ons gaan kyk gou ons koffiebekers. Die koffiebekers, die totale wins, ek het 'n wins van R6, maal met my 1,260, dit gee vir my R7,560. Toe gaan kyk ek my totale inkomste, ek verkoop hierdie koffiebekers vir R15 een. So ek het 15 maal met 1,260, dit gee vir ons 18,900. My winsgrens is die wins oor my inkomste maal 100 en ek kry 40%. Graad 12, het jy hom? Het jy die persentasie wins? Het jy die winsgrens? Jy is die beste. Sleutelringe het die grootste winsgrens. Great, graad 12, pragtig. Kom ons kyk gou na ons aktiwiteitjie. Brenda wil 'n wins van 150% maak op 'n broodjie. Die kosprys van een broodjie is 80 sent. Okay, so dit is hoeveel dit kos om een broodjie te maak. Bereken die verkoopprys in rand van een broodjie. Okay, so ons het 80 sent plus 80 sent maal met 150, want ek wil my 80 sent, ek wil 150% wins maak. So ek het my 80 sent en op hierdie 80 sent wil ek mos nou 150% wins maak. So, hierdie is eintlik, jy kan hom in hakkies gesit het ook as jy lus het. So ons gaan werk hom gou uit. Kom ons werk hom uit. So ons het eintlik 0,8 maal met 1,50. Ek het kry hierso
R1.20 as ek hierdie gemaal het, graad 12 is R1.20, ek plus daai R1.20 by my 80 sent, en ek kry dan R2. Is ons met mekaar? Beautiful. R2. En ek spring sommer die volgende. Volg die stappe van hoe om 'n gegewe persentasie wins by die kosprys te voeg om die verkoopprys te bepaal. Graad 12, skryf hierdie vir jou neer as jy leer, nee. Skryf dit vir jou neer. Hierdie is oefen. Wat maak ek as ek 150% wins wil hê en my kosprys vir een broodjie is 80 sent? Hoe gaan ek dit dan uitwerk? Dan volg jy daai stappe. Perfek. Kom ons gaan na die volgende een toe. Paul wil 'n spyseneringsbesigheid begin. Sy het na Value City gegaan om 'n paar items te koop wat sy vir haar besigheid nodig het. Die faktuur word getoon. Hier is die faktuur, hier is 'n paar getalletjies nie daar nie. Ons gaan kyk wat wil hulle hê. Ons kyk gou by vraag 1.2.1. Ek gaan net ons vrae doen, graad 12. Skryf die faktuurnommer neer, baie maklik. Ek sien julle het hom al klaar. Faktuurnommer, skryf hom gou neer. Dan en dusted, daar is hy 00000 1050 0000 1050. Pragtig, en jy het jou 2 punte gekry. Gee die akroniem vir belasting op toegevoegde waarde. Graad 12, wat is die akroniem? Nou sien julle, nou vra ek hom andersom. Vorige keer het ek gesê, skryf die akroniem. Nou vra ek vir jou, jy moet vir my die akroniem gee. En ek het toe in Engels gaan skryf, VAT. Dit is eintlik BTW. Pragtig, ek het gesien daar een skryf my, wat is VAT? Dit is BTW, belasting op toegevoegde waarde. Pragtig, baie mooi graad 12. Nou ons volgende vraagie sê hulle, definieer die term faktuur in die gegewe konteks. In hierdie gegewe konteks, onthou, hierdie is 'n faktuur van Value City. Ek wil hoor hoe skryf jy hom in konteks. Doen hom gou. 2 minute. Jou juffrou tel vir jou af. 2 minute. 'n Faktuur is die dokument wat al die items wat deur Paul gekoop is en die bedrag wat verskillig is uiteensit. So hierdie is 'n faktuur van Value City, jy kon hom geskryf het. Die faktuur is 'n dokument wat Value City aan Paul gee vir al die items wat Paul gekoop het. As jy dit so geskryf het, ook 100% grotels, ek wil hoor Value City, ek wil hoor Paul, ek wil hoor dit is 'n faktuur wat wys hoeveel goed sy gekoop het. Pragtig, kom ons gaan na ons volgende vraagie toe. Bepaal die ontbrekende waardes A, B, C en D en wys al jou berekeninge. Ek gaan vir jou gee 2, 4, 6, 8 minute grotwolfs, 8 minute. Jou juffrou gaan gou die video pause en jy gaan 8 minute hê om hierdie te doen. En dan gaan ek vir jou help met die antwoorde. Is jy reg? Daar gaan jy. Pragtig, so, A het ek gekry as 2 maal met my 6.499, wat dan vir my gee 12.998 rand. Dit is die bedrag vir A, want hulle het vir ons die aantal gegee en hulle het vir ons die eenheidsprys gegee, soos net die aantal maal met my eenheidsprys. Beautiful. Dan vir B het ek hierso die 19.000 en ek het 50 maal stel van 6 borde. So dit is 19.000, ek het 50 van hulle gekoop. So ek wil weet wat is die eenheidsprys nou. So wat is my eenheidsprys? 380 rand. Ek hoor iemand skree, die randteken juffrou. Jy's reg, sit daai randteken, nee. Beautiful. Die volgende een, C. Hier is ons vir C, is die BTW, graad 12. Hierso het ons al die pryse is BTW ingesluit, so ons kan net ons bedragie, dit is nie BTW ingesluit, so dit is BTW uitgesluit, ons moet die BTW bedrag gaan uitwerk, so ons vat ons getalletjie, omdat dit BTW uitgesluit is, kan ek net gaan maal met 15 oor 100 en sê dit is dan 14.120,24, want hier soek ek net die BTW waarde. Net die BTW waarde, as jy jou magic formule gebruik het, is jy 100% reg, want jy het gesê, dis die bedrag, maal met, wat soek ek, 15, oor wat het ek, 100, en dit gee vir jou 14.120,24, prachtig. En dan het ons nou vir D het ek gekry,
is 94,134,94 plus my BTW en dit gee toe vir my 108,255,18. Wie het alles reg gekry? Ek is baie trots op julle. Great stuff. Kom ons kyk ons volgende vraag. Skryf die totale bedrag in woorde. Wat is die totale bedrag? Ons het dit nou net gegee. Ons totale bedrag, gits, ek gaan so met 1 te vinnig grotwolfs. Kom ons gaan 1 terug. R108,255,18. Nie rands nie, maar R1.18. Is almal met my, het julle hom so geskryf? Pragtig. Bereken die prys van een bord. Een bord, ons het nou gesê, ons het R380 betaal vir een bord, maar vir een stel borde, nee. Onthou julle, ons het hom uitgewerk hierso. Ons het gesê een stel borde kos R380, maar een stel borde is 6 borde. So hoeveel betaal ek vir een bord? Ek gaan daai eenheidsprys vir die stel vat en deel met 6 en ons kry dit en dis geld, so ek rond af in konteks en dit is R63,33. Baie mooi. Ons volgende vraagie sê, bepaal die totale aantal nageregbakke wat gekoop word. So hier is my nageregbakke, daar is 10 stukke, ek het 142 en dit is hoeveel ek betaal het op die ou einde. So, ek vat my 4,260, gedeel deur die hoeveelheid wat ek betaal per eenheid, per stel, en dan kry ek wat, grotels, kom ons kyk, 4260 gedeel deur 142, dit gee vir my 30, maar daar's 10 stukke, nee, daar's 10 stukke, so dis 30, hierdie A moet eintlik aan daai kant wees, is geen probleem, A is gelyk aan 30 mal 10, so dit gee vir ons 300 stukke. Julle sien wat ek die 30 gekry? Die 30 het ek gekry, ek het soveel stelle gekoop, want ek het dit betaal in totaal, dit is wat een stel my kos, en een stel het 10 stukke, so ek maal die 30 met 10 stukke. Perfek. Bepaal die totale aantal glase wat Paul gekoop het, hier is die glase grotwolfs, hier is ons glase, kom ons kyk, wat het sy gekry. So ons aantal glase is dan, ek het hier so 11,985 gedeel deur my eenheidsprys van 799, maal met 12 glase, plus ek het hier so 12,600, gedeel deur die eenheidsprys, maal met 48 in 'n krat, plus ek het 14,380, gedeel deur die 719, maal met die 24 wat in die krat is. Pragtig. So dit gee vir ons 180 glase, 336 glase, 480 in totaal, daar is ons totaal. Wie het hom reg? Wie het hom reg? Pragtig, grotels, baie mooi, baie mooi. Kom ons gaan kyk gou na ons volgende vraagie. Hierdie enige het ek nou sommer saam met jou gedoen. So hulle sê bepaal die aantal kratte wyn van 48 wat deur Paul gekoop is. So hierso is die krat van 48 en een krat is R1,800, nee, 'n krat van 48 is R1,800 en sy 12,600 betaal. So 'n krat van 48 is R1,800. So ons gaan sê, goed, so die aantal kratte is 48 wynglase, dit gee vir ons 7. Kom ons gaan kyk gou wat het ons gedoen. Ekskuus grotels, ek gaan terug. So ons het 12,600, tik het vir my in, 12,600 gedeel deur 1,800 en dit gee vir ons 7 glase. Perfek. So jy vat jou 12,600 gedeel deur die eenheid, dit gee vir jou die 7 kratte met 48 wynglase, nee. So sy het 7 kratte gekoop, ek wil nie weet hoe totale hoeveelheid wynglase nie. Ek wil net hê ons moet seker wees, dat ons nie teen mekaar hokkie. Ek wil weet, hoeveel kratte wyn van 48 sy gekoop het, nie hoeveel glase nie. As ek wil weet die glase, het jy gesê 7 maal met 48. Perfek. Volgende vraagie.
Paul het gesê dat die totale bedrag wat sy aan borde bestee het, meer as 18% van die subtotaal is. Verifieer en wys alle berekening of ons stelling geldig is. Hier het ek vir jou gesê, die stelling is geldig. Doen jy hom gou en dan kyk ons. Daar is my antwoord graad 12, ek het gesê 19.000. 19.000 gedeel deur, ons het hierdie mos gaan uitwerk, en dit is 94134 maal met 100, so dit gee vir ons 20,18379,148%, en dit gee vir ons 20,18, as jy geskryf het 20.2, is jy reg, en ek het gesê die stelling is geldig, want sy het meer as 18% gekry, nee, bestee, perfect. Volgende vraagie, die prys van 'n 4-plaat gasstoof het met 5,5% gestyg tot dit. Bepaal die prys voordat jy dit verhoog, rond jou antwoord af tot die naaste R10. Daar is tot die naaste R10. Ek gee vir jou 2 minute, doen hom gou. So ek het dit gekry, grotels, ek het hierdie gekry. Ek het gesê 100 gedeel deur 105,5 maal met 6,499 en dit gee toe vir my 6.160,19. Het ons hom reg? Ek is seker ons het. Beautiful. Goed. Dan het ons volgende een, gee een rede waarom Paul meer hoë balglase gekoop het. So hoë balglase is daai wynglase wat die bolletjie bo het en 'n klein stingeltjie het, nee. So, hoekom dink jy het sy meer gekoop? Want hulle breek maklik. Pragtig. Kom ons kyk na die opsomming, graad 12. Wanneer jy 'n vraestel kry, sal jy persentasie wins kan bereken. Jy sal die winsgrens kan bereken. Jy sal die verskil tussen die kosprys en die verkoopprys kan verduidelik. As ook om persentasies by te voeg by die kosprys of by die verkoopprys. Kyk, huiswerk, hierso is jou huiswerk graad 12. Kom en verkoop vrugte. Gebruik die volgende inligting van haar vrugtestelletjie om die volgende vraag te beantwoord. Sy spandeer R100 om vars vrugte te koop. Elke dag te koop en R20 aan ander koste. Sy herpak dit vir 66 pakkies en verkoop dit teen R15 per pakkie. Sy betaal elke dag R25 in vervoerkoste. 'n permit vir haar stelletjie kos R120 per week. Sy verkoop 6 dae per week en die gemiddeld 4 weke per maand. Goed, bereken Carmen se daaglikse koste van slegs die permit. Onthou nou graad 12, die permit is R120 per maand, 4 weke per maand, nee. Bereken Carmen se totale daaglikse uitgawes en dan bereken hoeveel pakkies Carmen daagliks moet verkoop om gelyk te breek. So, graad 12 in ons volgende les gaan ons kyk na, en hierso staan nou 'n vreeslike lelike woord, it says break-even analysis. Ons gaan fokus op die gelyke breekpunt. Ek wil hê ons moet gaan kyk na die gelyke breekpunt. Ons gaan die gelyke breekpunt analise doen en hoe om vrae oor daai onderwerp te beantwoord. Maak seker jy mis nie hierdie nie. Gelyke breekpunt is die lekkerste onderwerp. Sien jou binnekort. Totsiens graad 12 en onthou, terminologie is baas. Dankie.